Ek groet julle geliefdes. Vandag het ons die voorreg om te luister na 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 1 tot 12. Verder dan broers, vra ons julle en spoor ons julle ter wille van die Here Jesus aan. Julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag. Julle leef inderdaad reeds hiervolgens, maar julle moet nog al hoe meer so leef. Julle weet tog watter voorskrifte ons vir julle gegee het deur die Here Jesus. Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid, dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou op 'n heilige en eerbare wyse te verkry. Nie uit wellustige begeerte, soos die heidene wat God nie ken nie. En dat hy nie sal oortree en sy broer in die saak bedrieg nie. Want, soos ons tevore vir julle gesê en nadruklik bevestig het, die Here vergeld al hierdie dinge. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God, wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor die broederliefde is dit nie nodig dat ek vir julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Julle het inderdaad ook al die broers in die hele Macedonië lief. Maar ons moedig julle aan, broers, om dit nog meer te doen. En dit vir julle 'n saak van eer te maak om rustig te wees, julle met julle eie sake te bemoei en met julle eie hande te werk, soos ons julle opdrag gegee het. Sodoende sal julle eerbaar kan leef in die oë van die buitestanders en van niemand afhanklik wees nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die Bybel leer ons dat God wil hê gelowiges moet heilig lewe. Dit beteken ons is afgesonder vir 'n spesiale doel. God het ons uitverkies en afgesonder met die doel om sy naam te verheerlik. Ons word geroep om te lewe op 'n manier wat God behaag en op 'n manier wat eerbaar is in die oë van buitestanders. Met ander woorde, mense binne en buite die kerk moet kan sien dat ons volgens God se voorskrifte lewe. Ons moet dit doen ter wille van die Here Jesus. Ons lewenswyse moet dus tot sy eer strek. Dit moet wys hoe dankbaar ons is vir die redding wat ons deur hom ontvang het. In hierdie gedeelte word 'n paar voorbeelde genoem van hoe om heilig te lewe. Eerstens word ons verhouding met God duidelik in ons siening van die huwelik. Die manier waarop ongelowiges verhoudings met die teenoorgestelde geslag aanpak, is baie anders as dit wat die Here in die Bybel vir ons voorskryf. Ongelukkig is dit een van die eerste dinge wat gelowiges na 'n wêreldse leefwyse lok. Die Bybel sê dat elke man sy eie vrou moet hê, hulle moet in die huwelik tree en getrou aan mekaar lewe tot die dood hulle skei. Maar mense doen dit anders. Hulle het seksuele verhoudings met verskeie mense binne en buite die huwelik. En dan dink hulle verskillende redes uit om dit te regverdig. Maar Paulus skryf hier dat ons nie deur wellustige begeertes moet laat lei nie, want ons is nie geroep tot onreinheid nie, maar tot heiligheid. 'n Mens kan ook geken word as 'n navolger van Christus aan die manier waarop hy teenoor sy medemens optree. In hierdie gedeelte word gepraat van broederliefde. Jesus noem dit liefde vir jou naaste. Ons moet omgee vir die mense om ons moet hulle belang op die hart dra en so lewe dat dit tot hulle voordeel sal wees. In Genesis 12 het God aan Abraham beloof: deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Hierdie belofte is vandag nog geldig vir gelowiges. Deur gelowiges hoor die wêreld die evangelie en is dit vir hulle 'n seën. Tog sien ons ook deur die geskiedenis dat Christene self 'n seën was vir die ongelowiges rondom hulle wat nie die evangelie aanvaar het nie. Want Christene lewe met die gesindheid dat hulle moet omgee vir almal om hulle. Die laaste punt in hierdie gedeelte sluit hierby aan. Paulus skryf dat as gelowiges moet dit vir ons 'n saak van eer wees om rustig te wees, ons met ons eie sake te bemoei en met ons eie hande te werk.
Dit beteken dat ons moet streef na vrede met die mense om ons en dat ons moet werk om onsself te onderhou. Dit beteken nie dat ons nie met die mense om ons moet meng nie, maar ons moet wel daarop fokus om eerder self dinge reg te doen as om net met ander te stry oor hoe hulle moet lewe. Ons moet ook nie soos die sondige wêreld om ons begin lewe nie. Dit beteken ook dat ons God kan eer deur ons werk getrou te doen. God het ons geskep om te werk. Hy het die mens gemaak om sy verteenwoordigers hier op aarde te wees. Daarom kan ons alreeds die evangelie verkondig deur ons dagtaak te doen asof ons vir die Here werk en nie vir mense nie. Die Tessalonisense het reeds 'n goeie voorbeeld gestel wat hierdie dinge aanbetref. Maar hulle moes, soos ons almal, nog daarin groei. Daarom hou Paulus aan om hulle te leer en aan te moedig. Leer dus uit die woord van God hoe om al hoe meer soos Jesus te lewe. Hoe om al hoe meer te lewe op 'n manier wat die Here loof en prys, sodat julle ook eerbaar sal wees in die oë van buitestanders. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.